Is jy gereed vir die woord? Ek is opgewonde altyd oor die woord van die Here en ons het verklaar dat die woord van God is kragtig. En as die woord so sê, dan is dit so. Dit is onrandelbaar. Die woord van God bly die waarheid en sal die waarheid bly tot in ewigheid. Alles sal vergaan, maar die woord van die Here sal nooit vergaan, hy sal altyd bly staan. So ja, ek wil vanoggend jou bedien en uit reaksie van laas week se woord wat ek bedien het oor God se gedagtes en ons gedagtes, kan ek nie anders as om 'n sequel te hê, soos dit sê. Is dit die regte woord? To be continued, nommer 2 verder aan te hê, oor ons gedagtegang en ons gedagtewêreld, want ek besef wat se impak ons gedagtes oor ons lewe het. Ek besef hoe die woord ons kom leer, dat jou gedagtes, alles hang af van jou gedagtewêreld. Alles wat jy doen, alles hoe jy optree, jou menswees, hang af van jou gedagtewêreld. So ek wil begin, hierdie skrif is nou nie op die bord nie, maar ek wil begin tog net die fondasie lê met Romeine 12 vers 3, want ons het laasweek gekyk met Romeine 12 vers 1, wat Paulus sê, gee hulle liggame as 'n redelike godsdiens, so offer jou liggaam op aan God, sodat God jou liggaam kan gebruik, want die Heilige Gees werk deur mense. Hy het 'n liggaam nodig, hy het oë nodig, hy het 'n tong nodig, hy het ore nodig, waardeur hy mense kan bedien, en hy wil my en jou gebruik, en ons moet beskikbaar wees, so dit is ons redelike godsdiens, dat ons sê, Here, hier is ek, gebruik my. Nou baie mense voel nie, hulle kan dit doen nie, want hulle voel nie gekwalifiseerd om te doen nie. Onthou, dis die een wat in jou is wat gekwalifiseer is, dis nie jy wat gekwalifiseer is nie. God soek mense wat beskikbaar is, en hy kon kwalifiseer hulle deur sy ingeplante woord en sy gees, wat deur jou werk. Paulus skryf op 'n stadium, hy sê, ons het geen leermeesters eintlik nodig nie. Nou dit is 'n gevaarlike skrifgedeelte, want mense sal dink, wel, niemand kan my niks leer nie. Dis nie wat hy daar kom sê nie. Hy sê, maar julle die salwing van die Heilige, wat praat van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en julle het alles wat julle nodig het. So wat hy eintlik vir my en jou kom sê daar is, jy het geen verskoning om nie deur God gebruik te word nie. Want jy's net die instrument waardeur hy moet vloei. Al wat jou verantwoordelikheid is, sorg dat die kanaal skoon is, waardeur hy werk. Dis die belangrikste, en ek het al baie keer dit gesê, as mense my vra in jou preekvoorbereiding, hoe lank vat jou preekvoorbereiding, en ek dink, om eerlik te wees, my preekvoorbereiding vat minder tyd as om my hart voor te berei. Want dis die belangrikste, is om met die regte hart hier voor jou te staan en 'n suiwer kanaal te wees. Is ons perfek nie? Ons is nooit perfek nie, maar ons wil akkuraat wees, want in my voorbereiding wil ek sê, Vader, wat wil U vir U kinders sê? Nie, wat wil ek vir hulle sê? Partykeer sal ek wens, ek wil 'n paar preke uitdink vir julle. Okay, nee. Wat wil die Here vir jou volgens sê? Wat is sy hart? En ek kan net sy hart oordra vir jou. So kom, ons gaan kyk wat sê vers 3, want vers 2 sê natuurlik, word vernuwe, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. So daar's 'n definitiewe verandering wat in ons lewe plaasgevind het toe ons by Jesus uitgekom het. Daar's 'n definitiewe uitsondering wat jy nie meer deel van die stroom af is nie, maar jy stroom op is. Jy's anderste as hierdie wêreld, jy tree anderste op, en hoe gebeur dit? Deur God toe te laat om jou gedagtes te vernuwe. So verandering begin by jou gedagtes. Jy verander hier, dit begin hier, en dan vloei dit oor na die res van jou lewe toe. Maar kom hy vers 3, en dis 'n interessante skrifgedeelte vers 3, waar daar so vir my 'n weegskaal is, amper 'n wipplank lering wat hy hier kom gee, as ek dit so kan noem. Hy sê in vers 3, hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is. So Paulus weet sy roeping, en wat God vir hom gegee het, is absoluut deur die genade van die Here. Dis nie sy eie toedien nie, dis God se genade, die roeping op sy lewe. As jy deur die genade wat my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy, of sy natuurlik, nie van homself of haarself meer moet dink, as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toe bedeel het. So hy wil die kerk om leer om te sê, wees nederig. Maar hou die balans van nederigheid reg. Moenie van jouself meer dink nie. Okay, want daar kan baie maklik en baie vinnig 'n geestelike hoogmoed in beweeg, as jy die krag van God beleef. Ek dink dit is die gevaarlike ding, wanneer jy in bediening staan, en jy mense bedien, en die krag van God deur jou vloei, want jy beleef die krag van God wat deur jou vloei. Dit is
'n belewenis wat dit doen iets aan jou menswees. Dis die beste gevoel. Ek het in my lewe nog nooit dwelms gebruik nie, maar ek dink dit kan amper naby daaraan wees om op 'n hoogte te wees, om hoog te wees, okay, gerook te wees. Ek weet nie verstaan. Maar jy voel goed. Verstaan jy dit voel en dan kan dit baie maklik en ek het soveel ouens al eendag het ou my kom sê ek wil net vir jou kom wys my genesings. Ek wow, wag bietjie. Wie se genesings? Nee, my genesings wat ek al gedoen het. Weet jy, 'n ou wil kom roem met sy bediening. Sê wow, wag bietjie. Daar's nie so iets soos ons genesings nie. Dis alles Jesus se genesings wat hy net deur ons kom doen. So wat Paulus kom sê, wees versigtig. Moenie vir jouself meer dink aan een kant as wat jy behoort te dink nie. So, wat kom sê, moet jy niks van jouself dink nie? Of moet jy iets van jouself dink? En wat hy kom sê, en hy begin dit met die genade wat die Here aan my bewys het. So, Paulus het sekerheid oor wie hy is. Ek dink een van die mees dinamiese stellings wat Paulus op 'n stadium gemaak het in sy briewe wat hy geskryf het, kom sy in die kerk, hy sê die volgende, en dit kan baie vinnig arrogant oorkom. Volg my soos ek Jesus volg. Sjoe. Okay, Paulus, wow. Wel, hier's ek sê 'n voorbeeld. Maar hy weet dat hy wandel in hierdie roeping deur die genade van die Here. So wat ek het en wat ek is en wat jy het en wat jy is, weet ons is deur die genade van die Here. Maar jou gedagtegang oor jouself moet goed gebalanseer wees. Nie 'n nederigheid wat vir jou kom sê, maar jy's niks, jy's niemand, jy's 'n niks werd nie, want dis wat jy mos gehoor het, en dis mos waar jy uitgekom het, en dis mos waar jy uitgebore is. Jy's maar ou niemand, hoekom sal God jou gebruik? En ons het laasweek daaroor gepraat, is wat dink God van ons? En nou kom jy so en sê, maar moenie vir jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nou, het ek 'n bietjie al gaan dink oor hierdie stelling wat ek gemaak het en wat ek jou mee gelos het, en ek dink dit het dalk by baie van julle se gedagtes opgekom hierdie week, van ek wonder, wat dink hierdie persoon nou van my? Nou, dat is 'n vinnige, eenvoudige oplossing. Moenie wonder nie, vra hulle, wat dink jy van my? Nee, grap, okay. Dit klink amper soos die ouetjie wat die meisie uitgevat het vir die eerste ontmoeting en die hele aand praat hy net oor homself, weet, en hy so alles net oor homself, en op 'n stadium besef hy, hoor, ek het nou 'n bietjie te veel oor myself gepraat, en hy dink, kom ek hoor bietjie wat op sy hart, en hy sê, hoor, ek het nou genoeg van myself gepraat, ek wil bietjie by jou hoor, wat dink jy van my? So, maar dit is so, dat ons soms so vasgevang kan wees in ons gedagtewêreld, wat nie belyn is met die woord van die Here. Nee, ek wil nou baie mooi storie toe gaan van waar Jesus een van sy disippels roep, en dis 'n interessantheid in die boek van Johannes lees ons, maar wat interessant is, ons lees hierdie persoon se naam net in die evangelie van Johannes, nie in die ander evangelies nie. En hy was tog gereken as een van Jesus se disippels, want hy was daar toe Jesus aan sy disippels verskyn het. Ek wonder wie kan weet wie is hierdie man? Julle moet julle Bybels lees. Julle kan sien. Die man met die naam van Nathanael. Okay? Interessant hoe Jesus net Nathanael kom roep het, maar kom sien die prentjie, en wanneer ek dit lees, leef julle in die prentjie in, waar hierdie man Jesus ontmoet, en die hele wisselwerking wat hier plaasvind, en dis my so presies soms wat ons as mens se gedagtes en toenadering tot ander mense is, want een ding het ons vir mekaar gesê laas week, en dit bly 'n feit, dat jou hele lewe is afhanklik van verhouding met ander. Jou suksesse word bepaal deur jou verhouding met ander. Maar wat ons belangrikste verhouding is ons verhouding met God. En dis hoekom ons die gedagtegang moet reg hê oor ons opinie van wat God van ons dink. Nou, dis ons opinie. En ons opinie oor wat ander mense van ons dink. Nou, hier kom Nathanael se vriend eintlik. Hy sê die volgende dag, Johannes 1 vers 44, die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Betsaida, die stad van Andreas en Petrus, en Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Wel, Nathanael, ek het goeie nuus, hy loop hom raak, sy vriend raak, hy sê, kan jy glo, ek het die Messias gekry.
Ek het die een gekry wat vir ons gestuur is, ek het hom ontmoet, hy het gesê, volg my. Nou, daar was nie baie oortuiging wat Jesus nodig gehad het nie. Filippus het dadelik opgestaan en hy het hom gevolg. En hierdie Nathanael hoor waarvan af kom Jesus. En onmiddellik is daar gedagtes wat geprikkel word. Is ons almal nie maar so nie. Hoe kom jy van daar, het jy daar groot geword? Is jy een van daai damse eende? Is jy aan daai kant van die treinspoor? En dis presies wat Nathanael hier kom doen. Hy kom hier so en hoor, en dis, nou hier is Nathanael se opinie nou oor Jesus, want nou, hy hoor nou by Filippus, hy hoor net, hy het nog nie Jesus ontmoet nie, maar hy hoor hierdie Jesus wat hulle nou sê die Messias is, die een van Moses gepraat het, en hier kom Filippus en dit klink hierdie goeie nuus, hierdie opgewonde nuus, maar dan bars hy sy babbel om te sê, maar ek wil net vir jou sê, hy kom van Nasaret. Nou, ek het gedink, ek gaan dalk omgewing noem, maar toch ek nie, ek gaan eerder nie. Okay. Hy kom, as ek nou baie moeilikheid wil soek, hy kom van Pietersburg af, kan jy glo, is daar iets goeds van Pietersburg, want ons het baie mense in ons gemeente van Pietersburg af, so ek grap nie hier oor Pietersburg uitbrei nie, maar hy daarom verander. Okay. Maar hoor nou mooi, hier is sy opinie, ons het hom gevind, die seun van Josef van Nasaret, en Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Regtig, Filippus? As jy nou vir my gesê het van enige ander plek, maar nie Nasaret nie. Kom aan, het jy al die mense van Nasaret, het jy al daar deurgery met jou deure sluit as jy daar deurry? Jy moet nie te lang stop nie, want dan gaan jy jou wiele verloor van jou kar af. Jy kan nie daar deurry nie, dis Nasaret. Daar werk hulle reëls anderste. Dis nie een wat eerste by die stopstraat stop nie, dis nie een met die grootste merks op sy wiele wat die eerste kan ry. Dis nie ou wat eerste gestop het nie. En die ou het agterop sy kar 'n sticker, don't pass, go through the tunnel, want sy exhaust is groot genoeg vir jou om deur te ry. Jy moet verstaan, dis Nasaret. Okay. Julle verstaan Nasaret. Was julle al by Nasaret? Was julle al deur Nasaret gewees? Het julle al daar deur gery? Okay. Hy kom van Nasaret. So, hier is 'n vooropgestelde idee wat Filippus het oor Jesus. En dis wat ek en jy doen, kerk. Dis wat ons in ons mens wees, sonder dat ons eintlik vra daarvoor gebeur dit, en ons het hierdie gedagtegang, en hierdie gedagtegang wat ons op vooropgestelde opinie of idee van 'n persoon is, het 'n invloed, en jy kan dit nie keer nie, help my, jy kan dit nie keer dat dit jou benadering tot die persoon gaan beïnvloed nie. Dit is nou nie julle nie, ek sien julle sit hier om die vrou gesê, nee broer, ek hanteer almal dieselfde. Ongeag wat hulle agtergrond, of hulle geslag, of hulle ras, of hulle weet waar hulle groot geword het, wat se kant van die ek hanteer almal dieselfde. Nee, meen selfs Jesus was gehanteer met 'n opinie, en genader met 'n opinie. En dan is dit vir my so mooi, hoe Jesus Nathanael benader. En nou is het laas ek gepraat oor, wat dink jy, wat dink God van jou? Nathanael het gedink, hierdie ou van Nasaret, regtig kan hy die een wees waarvan Moses gepraat het? Nasaret uit. Daarop sien Jesus Nathanael, om te kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Is dit 'n vooropgestelde idee of opinie? Of is dit 'n waarheid? Het Jesus Nathanael geken, het Nathanael hom geken? En Nathanael het hom duidelik nie geken nie. Maar Jesus het Nathanael geken. Sien, daar kom die ouens van Nasaret af. Julle verstaan Nasaret. Okay, fokus. Hoor wat sê Nathanael? Nathanael sê vir hom, waarvan ken jy my? Want hoe het Jesus geweet, daar is geen bedrog in sy hart nie? Wat 'n kompliment. Wat 'n mooi benadering. Hier is nou waarlik opregte Israeliet en wie daar geen bedrog is nie. Sure. Okay. Here, waar ken jy my vandaan? En net om vir Nathanael te wys, hoor, hierdie is nie per toeval wat ek maar net vir almal weet se ore streel nie. Ek weet wie hy is. Sê Jesus die volgende.
As Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. En Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Nou, ek weet nie wat daai vyeboom gebeur het nie. Ek weet nie waar daai vyeboom was, die Bybel is nie duidelik nie. Maar een ding wat ek weet hierso verseker is dat toe Jesus vir hom sê, toe hy onder die vyeboom was, ek dink hy was by 'n plek van afsondering. Hy was dalk by 'n plek, en dis 'n plek wat hy weg was van almal af, en net dalk God se aangesig gaan soek het. Dalk net by God gaan pleit het vir iets, dalk net in sy stilte tyd, en sy oomblik net gehad het met God, wat hy geseker gemaak het, niemand anders is naby of by hom nie, en Jesus sê, maar ek het jou gesien. En volgende wil ek vir jou sê, die Here sien jou waar jy dink niemand sien nie. Soos hy van Nathanael gesien het, hy weet wat in jou hart aangaan. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. En Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. So, jy dink hier is 'n wonderwerk, you ain't seen nothing yet. So is die ding, Nathanael het 'n opinie gehad. Sy opinie het hom beïnvloed. Soos wat ek en jy as mens ons opinies het, beïnvloed ons opinies ons. Maar wat is 'n opinie? Ek sê altyd vir my huweliksvoorbereiding, my paartjie sê ek, hoor julle gaan baie opinies skryf van skoonma en van ma en van almal af, wat hulle dink gaan werk en wat vir julle oulik en mooi gaan wees, maar nou dis julle troue, julle beplan dit, doen dit soos julle dit wil doen, dis julle dag. Maar opinie is nie 'n waarheid nie. Opinie, 'n definisie wat ek net neergeskryf het van opinie, dis gedagtes wat gevorm is van iets of iemand waarvan die feite nie noodwendig waar is nie. Nathanael het 'n opinie van Jesus gehad nog voordat hy hom ontmoet het. Ek dink iets goeds kan daarvan afkom nie. Hoe kan hy goed wees? Dis Nasaret waarvan jy praat. Tot hy Jesus ontmoet en binne oomblikke verander Nathanael se opinie na waarheid toe. Want hy het die een ontmoet wat die waarheid is. En dis waar ons moet kom, is dat ek en jy op daai plek sal kom, dat ons nie meer gedryf sal word deur ons opinies nie. Want ons opinies het 'n invloed op ons verhoudings. En ons opinies word gevorm deur omstandighede. Nathanael se opinie oor Jesus was gevorm deur Jesus se dorp waarin hy groot geword het. Maar net so is dit een voorbeeld van soveel dinge wat ons opinie kan kom vorm oor ander mense. En dis die uitdaging vanoggend, as ek wil verder aangaan van, wat dink jy van my? Wil ek vir jou sê dat, ja, ons moet uitkom by wat God van ons dink. Maar wil ek vanoggend vir jou sê dat, as ons moet eerlik wees, is ons gedagtes oor ander mense, soms is dit opinies, wat gevorm is as gevolg van ons ervarings met daardie persoon. Jy het 'n slegte smaak gehad. Okay? Hier is 'n voorbeeld. Hoekom was jy so lank klas in die kerk? Nee man, dis nie reg nie. Jy weet mos die woord sê, ons moet nie onderlinge bijeenkomste soms minst nie. Niels, kom aan, jy moet jou prioriteite reg kry, Niels. Ons weet mos, dis ons. Hoekom skep hy net kerk af, en hy bly net weg? Waarom gaan hy wegstap? Heerlike smaak, ek sien so uit om volgende week kerk toe te kom. Of, Niels, hoe was julle vakansie? Ek so bly julle is veilig terug, en ek so bly julle 'n bietjie weggebreek, en net tyd met die familie gaan spandeer, man. Ek so jaloers op wat julle gedoen het, maar ons is bly julle is veilig terug, en ons is ook bly julle tyd geniet. Twee benaderinge. Maar al twee benaderinge het 'n invloed op sy gedagtes van my. Is dit waar of het jy nou maar, okay, weet jy is 'n geestelike man wat altyd dieselfde sal bly. So my manier hoe ek ander hanteer, gaan 'n invloed hê op die verhouding. Want ek, soos ek vir jou laasweek gewys het en gesê, dat ons weet, ons dink wat ander mense dink van ons. Wil ek vir jou sê, hulle denke van jou is beïnvloed deur jou. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy die volgende vraag vir onsself vra. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Die Good News Bible sê, be careful of how you think.
Your life is shaped by your thoughts. Jou verhoudinge is gevorm deur jou gedagtes. So wie jy dink jy is, dit is jy. So daar's dinge wat jou kom vorm het oor jou gedagtes oor jouself, want ons het gesê jy's die lense waardeur jy kyk. Jou gedagtes oor jouself is die lense waardeur jy kyk na ander mense. En jou ervarings in jou lewe, jou belewennisse met mense wat met jou te doen gehad het 'n invloed op wie jy is. En dit het 'n invloed op die kondisie van jou hart. Dit is 'n mooi lied wat ons nou gesing het, It is well with my soul. Soms wonder ek hoe eerlik is ons as ons die lied sing in die kerk, want almal sing dit nou, sing ons maar saam, maar gaan dit goed met jou siel? Hoe lyk jou hart? Want Jesus maak die stelling en hy sê, jy weet, 'n boom word geken aan sy vrug. Elke mens word geken aan die vrug wat hy dra. In Lukas 6:45, hy sê die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Maar wat bepaal die oorvloed van jou hart? Sommige mense krap ons harte net om. Sommige mense se maniere is net daar wat ons net nie lus is om vrede met hulle te hê nie. My vraag aan jou vanoggend as 'n kind van die Here, wedergebore, geesvervulde man en vrou van God, wat besig is om gevorm te word in gelykvormigheid aan die beeld van sy seun Jesus Christus. As jy hierdie vraag moes antwoord, watter gedagtes prikkel jy by ander deur jou woorde of optrede? Wat los jy agter in ander se harte? Want onthou nou, ons dink wat hulle dink van ons, maar ons beïnvloed ook wat hulle dink van ons. So in die week wat ek net hier uitreik, wil net gou gaan middagete koop, en toe ek so net so in die pad afkom, hier's 'n padblokkade. Nou wie is lus vir 'n padblokkade? En onmiddellik is jou hare sommer so regop en jy's nie lus nie, en jy weet nou, hulle kyk nou of jy boetes uitstaande het. Nou, 'n pastoor sal nooit boetes uitstaande hê nie, maar ek is klaar aangespreek oor dit. En onmiddellik dink ek, weet, en gewoonlik bid ek en die Here is beskerm my dat hulle my net laat verbygaan. Want daar was uitstaandes, ek bely dit. En ek het intussen van dit vereffen, moes afbetaal so baie, nee grap, maar kyk, dit is vereffen. En onmiddellik stop die man my en hy wys my, jy is een van hulle moet aftrek. Ek wil net gaan kos koop het, kom nou. Maar ek wil vir jou sê, die gesindheid waarmee daai man my groet, 'n verkeersbeampte, ek het daar weggery en ek kan hom nie weer aftrek nie. Regtig, die ou het my die vriendelikste, sorry sir for bothering, but I need to protect our country. Weet, en hierdie ou het net, en ek besef toe, hoorie, hierdie ou het nou net my gedagte oor verkeersbeampte bietjie beïnvloed. Oor die manier, en hy toe gaan nou met my, hy het daar weg, nou begin ek wonder, ek weet wat intussen, ek weet nie of ek weer gaan moet afbetaal, of wat gaan moet begin gebeur nie. En hy kom terug met 'n mooi gesindheid, hy sê meneer, daar is R370 uitstaande. Ek het al die duisende begin optel, en toe sê dit daarmee 300 is. En onmiddellik, hy sê, can you please come with, en net hierdie gesindheid, en ek besef toe, wat los hierdie persoon ook al weg, wat het hy vir my agtergelaat? Toe ek terugkom, toe wil hy my weer aftrek, gelukkig het ek die papiere, toe sê ek, nee, ek het my deel gehad, verstaan nie, want het was nie dieselfde ou nie, ek dacht, nou, is dit net die verkeerde persoon, wat 'n verkeerde smaak los, maar dis die ding, hy los iets agter, wat ek wou wegry en dink, wow, ek is nou dankbaar vir ons verkeersbeamptes, maar dis nie altyd die geval nie, en hier is die ding, kerk, jou optrede, jou benadering in verhoudings in jou lewe. My vraag is, wat los jy na? Wat beïnvloed jy in die harte? As ek praat van die harte, dit is die gedagte, die diepe gedagtes van mense, en ek wil my haas, want ek wil by die belangrike verhoudings in ons lewe uitkom.
En ek wil vanoggend net bietjie stil staan, want ek glo dis 'n nodigheid wat die Gees van die Here net op my hart gedruk het en sê dis nodig dat ek jou gebruik vanoggend om weer net mense te herinner om te sê, maar hier's die benadering wat jy moet handhaaf en die verantwoordelikheid wat jy het as 'n geestelike man en vrou wat die volgeling van Jesus Christus is in belangrike verhoudings in jou lewe. En ek wil gaan vir 'n oomblik net na die belangrike verhoudings in ons lewe, want die vraag hier is, wat los ons in die harte van ander met wie ons in verhouding staan? Want jy het 'n invloed op hulle gedagtes. So natuurlik, die belangrikste verhouding van alle verhoudings is ons huwelike. En my vraag aan jou is, meneer, mevrou, in jou benadering na jou gade, wat deponeer jy heeltyd in hulle harte? Wat los ons vir mekaar? Want daar is nie 'n belangrike verhouding wat vir God meer belangrik is as die huwelik nie. Nou, hier is 'n skrifgedeelte en ek weet hierdie skrifgedeelte kan dalk mense afronteer of op tone trap, maar hoor gou mooi, God sê hy haat egskeiding. En ek wil net hier gou een ding sê, God haat nie die mens wat geskei is nie. Hoor mooi. Maar hy haat egskeiding want hy sê dis niks anders as geweld nie, want hy weet wat se effek en resultate dit het in mense en die kinders se lewens. So hoor mooi, as jy die regskeiding was, God haat jou nie. Maar God is so ernstig en hy wil hê dat ons moet besef hoe belangrik die huweliksverhouding vir hom is. En ek en jy wat hier sit, wat in die huwelik staan of jy wat dalk nog gaan trou, moet besef dat die woord is baie duidelik oor ons benadering en wat ons in mekaar se harte los wanneer ons in hierdie verhouding mekaar benader. En Paulus en Petrus het vir ons baie mooi dit uiteengesit en ek wil vanoggend jou net kom herinner wat sê hy. Nou ek begin by die manne. Wat sê die woord van jou? Want hier is ons riglyn. Hier is ons barometer van ons hartskondisie. Van hoe benader jy jou vrou? Wat los jy daagliks in jou vrou se hart? Wat deponeer jy in jou vrou se hart? Want onthou, ek het laas week het gevra, as ek nou vir jou moet vra, wat dink jy vrou van jou? Het paar ons bekommerd geraak. Weet nie of jy gaan vra het nie, was jy so braaf genoeg? Wel dan, okay. Maar hier is jou verantwoordelikheid. In jou benadering tot hierdie verhouding wat God vir ons ingestel het, wat ons noem die huweliksverhouding. Dis 'n goddelike instelling. En ek gaan vir jou lees, onthou hierdie is nie nou in 2 vers 3 nie, hierdie is Paulus wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, wat ons kom leer, hoe ons moet gedra in hierdie verhoudings, volgens die woord, en volgens die voorskrifte, of die voorbeeld wat Jesus ons gestel het. So die manne eerstens, luister mooi manne, dames, julle kan aantekeninge maak, en julle kan die notas kry as julle wil, of kom lewe groepe toe, julle gaan in elk geval die notas daar kry. By Efesiërs 5 begin hy sê in vers 25, vir die man wil ek die volgende sê, en ek lees hier die boodskapvertaling, want hy sê dit net maklik verstaanbaar en leesbaar, hy sê, jy moet jou vrou lief hê, wees loyaal teenoor haar, en kom jou verpligtings teenoor haar na, soos Christus is teenoor sy kerk doen. Hy het self sy lewe ter wille van die kerk gegee, toe dit nodig was. Die man, vers 28, behoort net so lief te wees vir sy vrou, as wat hy vir homself is. Buitendien, die man wat sy vrou lief het, het eintlik homself lief, want hulle is mos een in huwelik. Ek het nog nie van iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit geld ook van julle. Elkeen moet sy vrou net so lief hê, as wat hy homself lief het. Man, is jou benadering tot jou vrou, wat het sy nodig? God het die vrou op 'n manier geskape, wat anders is as wat jy geskaap is. En ek dink dis eerste een ding wat ons mekaar met kort herinner is, ons is anders. Hou op, probeer om haar te kry om te dink soos jy dink. Sy gaan nie dink soos jy dink nie. Of kan ek eerder sê, sy gaan dink en nie doen soos jy nie. Okay, nee. Sy wil gekoester word. Sy wil versorg word. Sy wil veilig voel. Sy wil sekuriteit beleef van jou. Want daarom het God nie die vrou ook uit die grond van hierdie aarde gemaak nie, maar die vrou uit die man uit geskape. En jou benadering tot jou vrou moet op 'n plek wees, want ek is hier om jou te versorg, ek is hier na jou om te sien, ek is hier om jou veilig te laat voel.
Want 'n vrou in wie sy is en hoe God haar geskaap het, floreer in 'n plek waar sy veilig voel. Dis jou verantwoordelikheid. En Petrus kom skryf dit ook in sy brief. Hy sê net so moet 'n man hom goed gedra in sy gesin. Jy moet altyd mooi optree teenoor jou vrou en haar nie seermaak of ongeskik met haar wees nie. Onthou, sy kan haarself nie so goed beskerm en verdedig soos jy kan nie. Net soos vir jou, het God ook vir vroue die ewige lewe uit genade gegee. As jy so leef, sal jy baie rustig met God in gebed kan praat, sonder dat jou gewete jou pla. In die samelewing van vandag, hou hulle niks, veral met die feministiese beweging van hierdie skrifgedeeltes nie. Want hy sê in die ou vertaling, die vrou as die swakkere, nou geen mens wil weet jy is die swakker nie, maar hierdie vertaling sê dit eintlik net mooier, dat meneer jy's daar om haar te beskerm. Sy kan haarself nie laat veilig voel, soos die man in haar lewe nie. En daarmee is, jou eerste man in die lewe was natuurlik jou pa, soos dit veronderstel is om te wees. Die goddelike manier is dat jou pa jou moet veilig laat voel, en jou pa jou op 'n manier moet hanteer, wat jy voel jy's gekoester, jy's versorg, jy's belangrik, jy's mooi. Dis belangrik dat jy dit beleef van die man in jou lewe. En dan was daar 'n dag wat jy so gangetjie afgestap het en jou pa jou oorgegee het en die nuwe man in jou lewe en hy het daai rol oorgeneem. En ons moet besef wat se invloed ons optredes en ons gedagtes het. Kan ek julle gou as voorbeeld hoor ek Johnny en klein Johnny en sy vriendinnetjie, kan julle gou vorentoe kom? Julle hou van praktiese maniere. En nie sê ding, ek wil vir julle wys, in jare se berading en ervaring so goeders, in huweliksberadings en dinge wat ons beleef het, is daar 'n realiteit. OK? So saam met jy so in 'n ry. OK, staan jy daai kant van hom? Johnny, staan jy die kant van hom? Julle is getroud, nee, nog steeds getroud, nee. Oeps. OK. So die woord het vir hom voorskrifte, soos ek nou gelees het. Hy het die verantwoordelikheid om vir Zelda te laat veilig voel en te versorg. En dat sy weet, ek is vir jou belangrik. Want enige vrou wil weet, as ek vir my man belangrik. Maar hier is die ding. Wat hy agterlaat in haar hart, en die manier hoe hy teenoor haar optrede, beïnvloed hierdie. Want sy gaan ontvang wat hier gebeur het. So jy moet mooi kyk hoe die oom die tannie hanteer, want dis so. Ons lag nou oor, mense, hier is die realiteit. Weet jy hoeveel keer dat ek al in 'n beradingssessie, ek is so jammer wat jou skoonouers droog gemaak het. Want monkey see, monkey do. Monkey. Onbewustelik. Ja, daar's sekere plekke wat ons leer en sê, no ways, ek gaan dit nie doen soos my pa dit doen nie. Maar dit is, jy kan dit nie keer dat dit jou gaan beïnvloed nie. En weet jy wat is die realiteit? Nou, hy het 3 dogters ook. Okay? Sy dogters gaan 'n man kies wat baie soos hy gaan optree. Nie heeltemal nie, want daar's nie nog so man soos Johnny nie, ons weet dit, nee. Maar sy manier hoe hy opgetree het in die huis, raak die kinders se gemaksone. Of dit reg of verkeerd is, that's besides the point. Dit raak jou my normaal. So waarna soek jy? Waarna gaan die kinders op soek wees? Ek dink sy gaan baie soos sy ma wees, op in sekere aspekte. Ek sê nie alles nie, nou nie perfek nie. Want hy gaan in 'n vrou soek wat hy in sy ma beleef het. En so wil ek vanoggend vir jou sê, dis hoekom dit so belangrik is dat ons hierdie verhouding sal koester en ons verantwoordelikheid in hierdie verhouding sal besef, nie net oor wat ons nalaat in ons gade se hart nie, maar wat ons nalaat in die generasies wat kom. Want dit vloei oor. Jy kan dit nie keer nie. Hy het van sy pa se geite gekry. Maar as 'n paar geite wat ek net moet help, kom sien my vir berading, dan sal ek help om 'n paar geite te los.
So is die ding. Ons moet besef, ons optrede, ons denke, ons manier hoe ons mense benader en wat ons in hulle gedagtes nalaat, het 'n invloed. Baie dankie, julle kan gaan sit. Julle snap vanoggend wat ek vir jou wil sê, die invloed wat ons het in hierdie belangrike verhoudings. En dan vroue. O nee, ons gaan die hele Sondag nodig hê vir julle, so ek gaan nou... Vroue, begin met Genesis 3. Ons begin sommer hier in die begin met julle. Mans het ek hier in die Nuwe Testament begin, in Paulus se briewe. Ons het sommer hier in die begin. Maar hoor wat sê die woord van nie se resep. Ons almal wil suksesvol wees in ons verhoudings, maar die belangrikste verhouding, die mees suksesvolste verhouding, moet jou huweliksverhouding wees. Want jy kan al die geld in die wêreld hê, maar as jou huwelik nie gesond is nie, gaan dit vat in jou. Vroue, in Genesis 3 vers 16, ek lees die Amplified vertaling, hy sê dit so mooi, hy sê, to the woman he said, en dis nou na die sondeval, het God gesê, luister, die dinge gaan verander. En dis hoe dit gaan verander, dis hoe julle nou gaan funksioneer, hierdie verhouding gaan verander, en dis hoe die verhouding van nou af gaan funksioneer. Hy sê, to the woman he said, I will greatly multiply your pain in childbirth. In pain you will give birth to children, yet your desire and longing will be for your husband. And he will rule with authority over you and be responsible for you. Hierdie is 'n mondvol. Maar hier is 'n resep wat werk. Want dit is God se resep. Ek het eendag net so voor by troue was dit oor 'n naweek en ons sit so gesels met die mense voor die tyd want die troue is hierdie Saterdag, ons is die Vrydag aandal daar en iemand van die familie of wat daar is sit met ons gesels om etenstafel voor die tyd en sy vind uit ek is die pastoor. Sy vrou is jy die pastoor, gaan jy predik? Ek sê ja, ek is die pastoor, ek gaan predik. Sy sê ag ek hoop nie jy gaan daai onderdanigheidswoord gebruik in die preek nie. Nou middag wil ek haar man soek en sien Boeta, jy moet kom vir berading broer, jy het hulp nodig. Want wat is die ding van hierdie onderdanig, kan jy jouself onderwerp? As jy die konsep verstaan is 'n plek van veiligheid. Dis nie 'n plek van ek speel baas nie, dis 'n plek van ek weet, daar's iemand anderste wat verantwoordelikheid, dis my so mooi, oor my vat. En my beskerm, my laat veilig voel, my versorg. But yet your desire, hier is die wisselwerking. Hoe meer jy hom begeer, hoe meer gaan hy na jou omsien. Ek kan vir jou enige man uitroep, as jy 'n ware man is, en ek vir jou vra wat jou grootste begeerte, sê my dat my vrou my begeer. 'n Man se hele aansien is afhanklik, is dependent on his wife's desire for him. Julle is nou baie stil. Ek gee die woord in hierdie verhoudings. En dan gaan in die Nuwe Testament, dames, is nie net in die Ou Testament nie, Efesiërs 5 vers 22. Laat ek eers met die vroue praat. Nou ek praat tweede met die vroue, want ek wil eers die mans uit die gerug kry. Jy moet die leiding van jou man aanvaar, soos ons die leiding van die Here aanvaar. Die man moet die leiding oor sy vrou neem, soos Christus die leiding in sy kerk neem. Hy het mos sy kerk uit die kloue van die sonde gered, en soos die kerk dus die leiding van Christus aanvaar, so moet die vrou ook haar man se leiding in alles aanvaar. Petrus kom beskryf het in sy brief in 1 Petrus 3, hy sê dieselfde geld ook vir vroue. Wees 'n goeie vrou vir jou man. Doen wat hy van jou verwag. Die manier waarop jy in die gesin leef is belangrik, want jy los iets agter vir jou kinders. Jy prikkel hulle gedagtes oor die huwelik. As daar byvoorbeeld 'n man is wat nie na die woord van God wil luister nie, moet die manier waarop jy as vrou leef, hom oortuig dat dit waarin jy glo die waarheid is, jou manier waarop jy leef, né? Jou lewe praat baie harder as jou woorde. Dit is eintlik nie eens nodig om baie met jou man oor God te praat as jy leef soos hy wil hê nie. So sal jy
vir jou man wys hoe wonderlik God is. Ek vra julle, wanneer is 'n vrou regtig mooi? Vir 'n Christen sit skoonheid nie aan die buitekant nie, maar dit kom van binne. Moenie julle te veel daaroor bekommer of julle klere in die mode en of julle hare pragtig is, versorg is nie. Mooi juweliersware is ook nie nodig om julle mooi te maak nie. Nou wil ek net sê, daar is sekere kerke en sekere wetjies ouens wat sê nee, jy mag nou nie hierdie goed opsit nie. Nee, dis nie wat Petrus hier beskryf nie. Hy wil die vrou kom leer wat is werklik jou waarde. Hy sê nie 'n vrou se eintlike skoonheid kom van binne af. Hoe mooi is dit nie as 'n vrou sag en vriendelik optree nie. Of 'n vrou nou oud of jonk is, hierdie soort mooiheid kan nie van haar weggevat word nie. Kan nie van haar wegvat nie. In God se oë is dit die kosbaarste juwele wat 'n vrou kan dra. Die ou vertaling sê 'n sagmoedige en stille gees is kosbaar voor God. In die ou tyd het die vroue van God getrou met alles, in die ou tyd het die vroue wat God getrou met alles gedien het, hulle ook so mooi gemaak. Hulle was goeie vroue wat hulle man geluister het. Dink aan Sara as voorbeeld. Sy het na Abraham geluister en erken dat hy die leiding in die gesin moes neem. As jy hulle reg leef en nie toelaat dat mense julle bang maak of verkleineer as jy vir God leef nie, behoort julle so Sara ook aan God se geestelike gesin. Hier is die uitdaging nou. Ja, maar hy laat my nie veilig voel nie, so hoekom moet ek? Ja, maar sy eer my nie, sy het nie begeerte my nie, hoekom moet ek? So wat gebeur is 'n spiraal wat in 'n verkeerde negatiewe rigting in beweeg. Maar dit kos net een party wat besluit ek gaan doen wat God vra. Wat die verandering bring. Daar's 'n gesegde wat sê if you treat people the way they are, they will stay the way they are. But if you treat them the way they can be, they can maybe change. Wat los ons agter? Wat is jou gedagtes oor jou man? Wat is jou gedagtes oor jou vrou? Maar wat prikkel jy in hulle gedagtes? Het ek en jy die woordbenadering? Is jy 'n vrou wat kan sê ek onderwerp aan my man? Omdat my man nie 'n diktator is en baasspeelerig is nie, maar omdat ek hom geëer het en gerespekteer het as deur God aangestel oor my gesin. Want as ek my man eer, eer ek Christus. As ek my vrou ook eer, en as ek my vrou beskerm en al laat goed voel, en as ek my vrou versorg, dan doen ek dit, want ek volg in die voetspore, want dis wat Jesus vir sy kerk gedoen het. As ek my vrou lief het tot die dood toe, sal jy jou lewe vir jou vrou gee? Sal jy jou kredietkaart, nee, sal jy, die vrou het gehoop, ek gaan soent nie. Maar is die ding. As jy 'n vrou is, hoor wat die Gees van die Here vanoggend deur sy woord vir jou sê. As jy 'n man is, moenie sit en ek hoop net hy hoor vanoggend nie. Jy gaan nêrens kom nie. Doen wat jy veronderstel is om te doen, want jy gaan eendag voor Jesus verskyn. En jy gaan rekenskap gee oor hoe jy jou man hanteer het. Jy gaan rekenskap gee oor hoe jy jou vrou versorg het. Want Jesus het vir jou vrou gegee. Hy het 'n vrou gevind, het 'n welbehae vir die Here gevind, sê Spreuke. En dan ouers, wil ek vanoggend die verhouding wat gelykstaande is in ons huwelike is natuurlik hoe ons kinders hanteer. Wat los ons agter in hulle gedagtes? Wat los ons agter in ons kinders oor kerk, oor geloof, oor die huwelik, oor die samelewing, oor ons regering, oor skool? Wat los ons agter in hulle gedagtes? Want ons kinders luister baie fyner as wat ons besef. En ek en jy het die grootste invloed, en ons moet ook die grootste invloed handhaaf in hulle lewe. En hy kom so mooi in Kolossense 3 vers 21, en nou, vanoggend wil ek praat oor, jy het 'n invloed op ander se gedagtes, jy het 'n invloed op jou kinders se gedagtegang. Ouers, Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, moenie aanhou fout vind met julle kinders, sodat hulle moed verloor nie. Sê nie, jy moet hom nie dissiplineer of haar dissiplineer nie, maar moet hom nie afbreek en afkraak nie.
paplepel breek nie af nie, hy herinner net, moet dit nie weer doen nie. Maar woorde. En moenie iets sê terwyl jy kwaad is nie. Want jy gaan soos 'n dwaas optree in die oomblik. En woorde, paplepel se pyn gaan verdwyn na rukkie, woorde word nooit teruggetrek nie. Dis blywend. Passion Translation sê dit mooi, hy sê, fathers, don't have unrealistic expectations for your children, or else they may become discouraged. Ek sluit af vanoggend om jou te motiveer om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Maak hierdie wêreld en begin by die huis. Maak hierdie wêreld 'n beter plek vir jou gesin. Maak dit 'n beter plek vir jou man, vir jou vrou. Maria, net voor Jesus sy hegtenisneming en begrafnis, het sy iets gedoen wat almal verbaas het. Maria het 'n pond in Johannes 12 vers 13 egte baie kosbare narde salf geneem en die voete van Jesus gesalf. En sy voete afgedroog met haar hare en die huis is vervul met die reuk van die salf. As jy op 'n plek waar dit nie lekker ruik nie. Sommige mense se gesindhede maak dat dit stink. Ander mense is 'n aangename geur. So, wel, ek wil net hierby wees. Weet jy, hoor wat sê Jesus van hierdie vrou? In Markus 14, Johannes sê dit nie van aan die Markus 14 sê, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Wat het sy gedoen? Sy het Jesus bedien met haar alles, haar beste, haar kosbaarste besitting. Sy het haarself gegee deur haar beste te breek. En weet jy, terwyl Jesus aan daai kruis hang, wat het hy geryk? Want sy het hom voorberei vir sy begrafnis. Sy het 'n aangename geur in sy donkerste uur nagelaat. En dis hier's bietjie hoop. Daar's narde salf wat hy geryk het die hele tyd. Tussen die bloed en alles deur, het sy daardie fles kom breek om te sê, Here, ek kom bedien u met 'n geur wat aanneemlik is. En hier is die ding, kerk, 2 Korintiërs 2 vers 15. Ons is soos 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Hoe kan ek en jy Jesus se voete salf? Hy's nie hier in vlees soos Maria hom kom bedien nie. Maar wat is wanneer ek en jy ander mense met 'n goeie gesindheid hanteer? 'n goeie aroma nalaat, wat ons Jesus dien. Want hy sê, ons is 'n aangename geur wat deur ander mense van Christus bewus maak. Ons versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. Almal wat met ons te doen het, weet daarvan. Die wat in hom glo en ook die wat op pad is na die dood toe. My gebed volgende is dat jou huis 'n aangename geur sal wees. Want ons moet begin by die huis eers. Dit help nie, ek en jy wil Jesus gaan versprei daar buite, maar ons kan dit nie in ons huise daardie geur vrylaat nie. En my gebed volgende is, ek wil vir elke huwelikspaar bid, dat die Heilige Gees jou inspirasie en jou krag sal wees, en jou moed sal wees, dat jou gedagtes teenoor jou gade lieflike en loflike en aanneemlike gedagtes wees, dat jy dat julle die beste van mekaar sal verwag. En mekaar sal hanteer soos julle kan wees, om die wete dat ons die woord van God as ons leiding. En dis so mooi wat iemand gesê, die perfekte huweliksmaat is die een wat nie verwag van sy maat om perfek te wees nie. Want jy sien, om die foute te gaan uitbuit en uitwys, gaan nie 'n lieflike geur nalaat nie. Om te sê, ek is hier om jou te versterk in jou swakste oomblikke. Ek is hier om jou op te tel, ek is hier, want dame, jy het iets wat jou man nodig het.
om hom te versterk. Jou eer in jou man, jou begeerte in hom, gaan weerspieël word in sy sukses daar buite. Dis hoe ons aan mekaar gesit is. Meneer, jou vrou se eer aan jou, gaan weerspieël word, deur jou veiligheid en sekuriteit wat jy vir haar bied. Dis wat God vir ons geskaap het. Mag ons 'n lieflike geur wees, vir mekaar. Mag ons 'n lieflike geur wees, hier in 'n gemeente opset. Mag ons, wanneer ons hier uitstap, daardie geur so aan ons hang, wat mense sê, maar ek wil wees waar julle is. Mag ons so geur afgee, dat jy is nie meer, hoef mense te nag om saam met jou kerk toe kom, omdat hulle vir jou sê, maar ek wil saam met jou gaan, want daar's iets aan jou lewe, wat ek soek. Dis my gebed vir julle. So as jy vanoggend wil, ek moet vir jou huwelik bid, vir aangename geur. En dit is nie julle huweliksprobleme nie, nee. Maar Here, dat ons net belyn kan wees met u woord, wat u van ons verwag. As dit jy is en jy sê, ek wil hê, en vra eers, kry eers oor jy stem eers ooreen met mekaar, want dit is natuurlik 'n ooreenstemming, want ons is een. Wil jy die volgende opstaan, as huwelikspaar, dat ons vanoggend kan bid en die Heilige Gees vertrou vir 'n lieflike geur in ons huwelike. Hoeveel tyd moet ek gee vir 'n ooreenkoms? Ek gaan my vrou vra dat sy by my kom staan. Dis ons passie dat dit sal goed gaan in elke huis. En vir dit om goed te gaan, moet dit goed gaan met ma en pa, met man en vrou. En as daar een ding is waarvoor ons bly bid en altyd sal bid, is huwelike. En ons weet julle bid ook vir ons en ons huwelik, want ons het dit nodig. Die aanslag van die bose is direk eerstens op die huwelik. Verwoes die huwelik, het dit 'n massiewe ripple effek. Maar ons weet dat Jesus elke huwelik beskerm met sy bloed. Want sy bloed praat van die genade waarin ons wandel, die oorwinning waarin ons seëvier. En mag die Heilige Gees julle inspirasie wees, mag die Heilige Gees jou hart bewaar, jou die vrede van God gee, in julle verhouding, in julle huis, want dis die vrede van God wat ons harte en ons gedagtes bewaar. En mag ons 'n aroma vir mekaar wees, wat lieflik is, aangenaam is, en dat ons huwelike daar buite in die wêreld daardie geur sal afgee. Dat ons kinders sal uitsien na die huwelik wanneer hulle na ons kyk. Want ek het dit al gehoor, dat jong mense sê, nee, kom wil ek eendag trou. Want daar is 'n slegte smaak vir hulle gelaat. So kom ons vertrou die Here. Vader, dankie. Dankie vir wie U is in ons lewe. Dankie vir U Gees wat U vir ons gestuur het om ons te help en ons te lei, om ons te transformeer, Here. En ons weet U woord sê ons moet verander word deur die vernuwing van ons gedagtes. En Here, my gebed volgende is dat ons nie sal toelaat dat ons opinies, ons vooropgestelde idees of ons ervaring met mense en dalk, Here, ons teleurstelling teenoor hulle, ons gedagtes sal beïnvloed en ons optrede sal beïnvloed. Here, dat ons nie sal leef volgens ander se keuses nie, maar dat ons sal leef volgens die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Al het Nathanael 'n negatiewe opinie oor U gehad, nog voor hy ontmoet het hy hom nie daar volgens hanteer nie. U die waarheid oor hom geken. Here, en so ken U die waarheid oor elke individu, by elke huwelik wat vandag hier staan. En Here, ek bid vir hierdie huwelik, ek bid vir U beskermende hand. Here, dat geen vuurpyl wat die vyand afvuur teen hierdie huwelike enigstens 'n sukses sal behaal nie, Here, dat dit geen invloed in hulle sal hê nie, Here, maar dat hulle sal wandel onder die vaandel van U beskerming, Here, dat U engele voor hulle sal uitgaan en hulle huwelike sal bewaar, Here. Ek bid vandag vir U vrede in elke huwelik, U vrede wat alle verstand te bowe gaan, Here, waar daar dalk onmin was en daar dalk dinge in die verlede is wat onafgehandel is, Here, wil ek bid dat U elke persoon die vermoë sal gee, elke paartjie die vermoë sal gee om te sê, kom ons maak klaar met dit wat verby is, kom ons maak klaar met dit wat agter ons is, Here, want ons wil ons strewe en ons uitsien na dit wat voor lê, Here, want is mooi dinge, gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie, 'n hoopvolle toekoms, Here, en ek profeteer dit oor elke huwelik wat vanoggend hier verteenwoordig is. Here, vir elke vrou
En dit wat U verwag van hulle, om hulle mans te hanteer, Here. Dat hulle deur die krag, die leiding van U Gees, ongeag die omstandighede, en ongeag van waar hy is en hoe hy optree, Here, dat sy die vrou sal wees, wat U van haar verwag. Om U te eer. Want Vader, op die einde van die dag gaan dit eintlik oor ons eer vir U. Vir elke man bid ek, Here, dat hulle standvastig sal wees in hulle geloof, Here, dat hulle pilare in hulle huise sal wees, Here, dat hulle nie deur die golwe rondgeslinger sal wees, nie, of vir die winde rondgeslinger sal word soos die golwe, Here, maar dat manne standvastig in hulle geloof sal wees, Here, hoe hulle godsdienstige manne sal wees, wat sekuriteit in 'n veilige plek skep, Here. Here, ek bid vir manne, Here, dat U hulle so sal seën, Here, dat hulle vrouens kan versorg, Here Jesus, soos U die kerk lief gehad het, dat hulle vroue so lief sal hê. Onvoorwaardelik, Here. So kom seën ek elke huwelik in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek verklaar elke huwelik wat volgende hier staan, geseënd in Jesus Christus se naam, Here, dat ons daar buite in die wêreld 'n aangename geur sal wees, nie net vir mekaar in die huis nie, maar ook vir die wêreld daar buite. En Here, so wil ons vir ouers ook bid. Kinders groot te maak, Here, in vandag se tye is uitdagend. En daarom het ons U so nodig, Heilige Gees, U inspraak en U leiding. U ken ons kinders harte. Here, U het hulle toekoms in die handpalm uitgegrafeer, Here. Maar Here, ons wil nie daardie toekomsplan wil ons nie beïnvloed negatief nie. Here, maar ons wil in U plan wees. Ons wil in U leiding wees, Here. En so bid ek vir elke ma en pa, dat U Gees hulle sal inspireer, dat hulle kinders nie sal moedeloos word nie, maar dat hulle sal weet, daar's 'n ma en pa wat hulle in hulle bly glo, Here. 'n Ma en pa wat 'n voorbeeld stel as volgelinge van Jesus Christus. So seën ek elke huwelik. Here, elkeen wat dalk luister, Here, op sosiale media en die video's. Here, ek bid vir hulle huwelik, ek bid vir hulle ouer-kind verhoudings, Here, dat U dit sal seën, Here, dat U dit bo-natuurlik sal inspireer en sal lei deur die krag van U Gees wat in ons is. En dit bid ons volgend. Mag ons 'n aangename geur, nie net vir mekaar wees, maar ook vir U wees, Koning Jesus. Soos Maria daardie fles gebreek het, mag ons onsself so breek, dat ons ons kosbaarste vir U sal gee, deur die mense te dien wat U in ons lewe kom plaas het, met U liefde, U genade, U vrede. En ek bid dit vandag, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Wonderlik. Mag die Here julle seën. Kom ons gaan leef daar buite en ons nooi julle vanaand om 6:00 ons uur van gebed. Skryf in vir die woordskool en nog die laaste inskrywings vir ons vrymakende waarhede vandag. Die Here seën julle, daar's heerlike koffie.